kort gebed sal doen daar by u self en vir die Here vra om ook vanmôre u harte open vir die waarheid van sy woord. En dan gaan ek ons begelei in die gebed en dan sal ons ook vir die Here vra om vanmôre vir ons in genade aan te sien in hierdie erediens. Kom ons buig ons hoofde. Hemelse Vader, daardie pragtige Halleluja, die 444 sê, wat 'n vriend het ons in Jesus. Hy wat in ons plek wil staan, wat 'n voorreg om gedurig tot God se troon deur hom te gaan. Hoe verbeer ons tog die vreugde. Ag, hoe dikwels ly ons smart, net omdat ons nie ons node uitstort in God se Vaderhart. Vader, baie dankie dat u ons in liefde aangesien het en u seun gestuur het om aan die vloekhout op Golgotha te sterwe, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Baie dankie vir die tere, soete Heilige Gees, wat op Pinksterdag uitgestort is, die Gees van wysheid en insig, wat ons lei in die waarheid van die woord. En Vader, baie dankie dat ons weet, as ons bid, dan leer die Heilige Gees ons wat om te bid. En ons weet, daar is vir ons 'n hoëpriester wat vir ons intree by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. En ons dankie, Vader, dat die offer van Christus vir u 'n wel aangename offer was, dat u vir ons hoor en verhoor, na die rykdom van u genade en barmhartigheid, alleen op grond van dit wat Christus aan die kruis vir ons gedoen het. Baie dankie dat ek weer my broers en susters vanmôre kan sien. Baie dankie dat ek kan verneem dat dit met hulle goed gaan. Dankie dat u genade oor hulle was vanmôre op pad hierheen, dat u reisende genade geskenk het, dat hulle veilig hier aangekom het. Baie dankie, Here, vir elke kind en elke jong mens wat hier is. Dankie vir elke senior burger. Ons loof en ons prys u naam, want u hou ons in stand. U is die gewer van lewe. U is die een wat ons die lewenslig laat sien het, en u sê vir ons, u sal ons in stand hou tot daardie dag, dat u bepaal en beskik het, dat ons lewe tot 'n einde sal kom. Ons dink maar aan die gebeure daar in Amerika, waar die oud president Donald Trump geskiet was, en ons dink aan hoe baie mense sê hy was gelukkig, en die man het nie goed geskiet nie, en allerhande dinge wat mense kwytraak. Ons weet dit was nie sy tyd nie, want God het bepaal dat hy nog 'n dag sal lewe. En daarom roem ons nie in onsself nie, en ons dink nie vanmôre ons is goed dat ons vanmôre hier sit en nog lewe nie. Ons dank u, Here, dat u, die gewer van lewe, ons in die lewe hou en gesond hou en die nodige krag gee om elke dag aan te gaan met die doel dat ons u sal verheerlik in wat ons dink, wat ons doen en hoe ons leef. Here, ons bid in hierdie môre in besonder ook vir hulle wat siek is. As heelwat van ons mense wat vanmôre nie hier is nie, wat ongesteld is, sal u vir hulle asseblief met krag en met wysheid kom besoek, Here, dat hulle in hierdie tye nie moedeloos sal raak, en Here, in die siekbed sal wonder oor u goedheid en genade en guns oor hulle lewe nie. U is goed vir ons of ons siek is of ons gesond is. U is vir ons goed is of ons ryk is of arm is. Want u goedertierenheid, Here, ken geen einde en het geen perke nie. Die grootste goedheid wat u aan ons kon bewys het, was die dag toe Christus aan die kruis uitgeroep het, dit is volbring, sodat sondaars gered kan word. Vader, ons dank u vir hierdie groot genade. Waar ons nou vanmôre om u woord gaan stil word, wil ek bid dat u spreker en hoorder op 'n besondere manier naby sal wees. Skenk aan ons wysheid, Here, dat ons kan hoor, dat ons kan doen, dat ons kan optree op 'n manier wat u welbehaaglik sal wees, en dat die wêreld kan sien, ons is anders, ons is nie beter nie, maar ons is anders, omdat ons aan Christus behoort, omdat ons 'n koninkryk het, sê die Bybel, 'n koninkryk wat Christus vir onsself opgerig het. En mag u ons ryklik seën met die waarheid van u woord, terwyl u verheerlik sal word in alles. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir u geskenk van God ons hemelse Vader en van ons dierbare Here Jesus Christus. En dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees, ook hier by ons. Amen. Ek glo julle almal het die aanhaling gelees. Ek dink die vrouens het die mans 'n paar keer gestamp en gesê, het jy gesien wat daar staan? So pragtige aanhaling van Paul Washer, 'n besondere aanhaling, treat your wife better than you treat anything or anyone, that's your covenant with God, that's your first ministry, to love her the way Christ loves the church, is a high calling. If you fail at that, you have failed at everything. Iets wat ook my hart getref het, en gereelde ondersoek in my eie lewe bring, om vir die Here te vra, Here, help my om my vrou te behandel soos u
dan ook vir my die voorbeeld gelaat het. Nou vriende, is 'n voorreg om dan vanmôre ook aan te gaan met die manne kwartaalreeks. Soos ek vir u gesê het, ons het begin met Vadersdag en toe het ons 'n bietjie gepraat oor die gedagte dat ons uitbreiding gaan hê oor die boodskappe oor die roeping van die man in sy huis, in die kerk, in die gemeente, en dan ook het ons besluit om dan aan te gaan met hierdie dissiplines van die man na die hart van God, en gaan ons vanmôre so 'n bietjie net 'n kort oorsig hanteer, dan gaan ons wegval vanmôre met die gedagte van die dissipline in my vaderskap, die dissipline in vaderskap, en hoe kan ek 'n man na die hart van God wees, ook in die feit dat ek pa is van my kinders, en dan ook die een wat leiding moet gee in my huis. Jy sal onthou, ek het vir u hierdie struktuur gegee, die Bybelse struktuur vir die familie, vir u gesê dat God is die hoof van Christus, Christus is die hoof van die man is die hoof van die vrou, en die vrou dan ook saam met die man oor die kinders. Elkeen het sy eie bepaalde rol en taak wat hulle vervul. God het die orde daar gestel, en daarom eer ons die Here ook, dat hy die een is wat in beheer is, en dat hy vir ons hierdie baie goeie Bybelse orde gestel het, sodat ons dan ook in die huis vrede en veiligheid kan beleef. Ek het vir u gesê, laasweek toe ons bietjie gepraat het oor die gedagte uit 1 Timoteus 1:7, sê die apostel Paulus vir Timoteus, maar verwerp onheilige en oudwyse fabels, en oefen jou in die godsaligheid. Ons het bietjie gepraat oor die gedagte, vriende, van om te oefen in die godsaligheid beteken om letterlik jouself in te span, to exercise, to work out, a word with the smell of a gimini, the sweat of a good workout. Nou, hier is mense hier in ons gemeente wat lief is vir oefening. Nou, jy kan sien, ek is nie gebou soos 'n ou wat elke dag oefen nie. Ek dink my regterhand werk die meeste, dit is wanneer ek eet. Maar die gedagte is, wanneer 'n mens oefen, of wanneer jy jouself inspan om iets te doen, of iets te bereik, of selfs 'n projek wat jy aanpak, om dit klaar te maak, vat inspanning, dit vat sekere tyd en moeite en sweet wat daarmee gepaard gaan, en die doel is om dan iets te bereik daarna. En dit is dieselfde ook in die geestelike lewe. Ek het vir u gesê, ons praat baie keer van groot geestelike helde, soos Dr. John MacArthur en R.C. Sproul en baie van die mense, en ons kyk na die sporthelde, die rugbyspanne en cricketspelers en tennisspelers, en ons admireer hulle en ons sê, wow, kan ons nie maar so wees nie. En ek het vir u gesê, daar is baie mense wat dromers is, daar is ongelukkig min mense wat doeners is, mense wat werklik sê, ek wil my inspan. Luister, Dr. John MacArthur het nie daar gekom omdat hy heeldag by die swembad gesit het en 'n koeldrank gedrink het, of miskien ontspan het voor die televisie nie. Dit was harde werk, dit was inspanning gewees, dit was letterlik om te oefen in die godsaligheid, en hierdie woordjie godsaligheid beteken eenvoudig heiligheid, om te leef vir God en vir sy eer. So, Paulus sê vir Timoteus, oefen jou om heilig te lewe, oefen jou daarin, span jouself in, wy jouself daaraan om alles in jou vermoë te doen, om elke las en elke sonde af te lê, sodat jy God se heiligheid deelagtig kan word, om te leef vir sy eer en vir sy verheerliking. Vriende, dis nie iets wat ons bereik op hierdie aarde nie, dis iets waarna ons jaag elke dag. Paulus sê, ek jaag daarna. En ek het hierdie week daaraan gedink, die dag wanneer ons rekenskap gaan gee, gaan dit 'n dag wees waarin ons met blydskap voor God gaan staan, omdat ons gejaag het na heiligheid. Of het ons die nuttelose dinge van die lewe belangriker geag as die dinge van die Here. Hier sal onthou ek het vir u gesê, Paulus sê vir Timoteus, oefen jou in die godsaligheid, nadat hy vir hom ook al hierdie opdragte gegee het, waaraan 'n ouderling en 'n diaken en almal moet voldoen. U sien, Paulus kom leer vir die jong man en leraar Timoteus dat niks in die lewe maar net sommer of gemaklik kom nie. Dit kos inspanning, harde werk, dissipline en toewyding. En het ek vir u gesê, by ons laaste boodskap, dis alles die moeite werd, want die beloning is iets uit 'n ander wêreld. Die beloning wat ons gaan ontvang, gaan nie deur mot en roes verniel word nie. Dit gaan 'n ewige beloning wees, wat ons by God self sal ontvang. En u moet onthou, vriende, wanneer ons die woord aan u bring, is dit nie wensdenkery nie. Dis nie om u kop in die grond te druk soos Wolstruis en te sê, ag, Suid-Afrika is nou nie so slegte plek nie, kom ons maak die beste daarvan, en ons kyk maar wat gebeur eendag in die ewigheid nie. Nee, ons lewe met 'n doel, ons lewe in 'n bepaalde rigting, ons oë is gefestig op 'n bepaalde persoon, sy naam is Jesus Christus, hy is die leidsman en volëinder van ons geloof, en ons leef met die doel om die prys te verkry.
En die prys is 'n ewige prys, wat hy vir ons sal gee. Die Bybel praat van die krone wat ons aan sy voete sal neerlê. Paulus was self 'n geweldige gedissiplineerde man. Ons almal admireer Paulus. As u 'n kind van die Here is en u die Bybel al een keer deurgelees, sal u agterkom dat Paulus staan kop en skouers bo die ander apostels uit. Waarom? Hy was 'n streng gedissiplineerde man gewees. En hy sê vir ons in die woord, 1 Korintiërs 9:25, en elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou hom in alles. Hulle nogal om 'n verwelklike krans te ontvang, maar ons 'n onverwelklike. Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie. Ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie. Maar ek kastei my liggaam en maak dit diensbaar, dat ek nie miskien, terwyl ek vir ander gepreek het, selfverwerplik sou wees nie. Ek het onlangs weer die Comrades gehardloop en waarom mense dit doen, verstaan ek nou nog nie. Dis ver en dis uitmergelend. Maar hulle hardloop vir hierdie goue, silwer of brons medalje. En ons kyk die pyn op hulle gesig, die inspanning, die maande se oefening voor die tyd, dan besef ons dat mense kastei hulle liggame vir hierdie verwelklike krans, hierdie verbygaande krans, hierdie beloning wat hulle sal kry. Paulus sê, ek kastei my liggaam, ek span my liggaam in, om die Here welbehaaglik te wees. Want luister gou vanmôre, ons dien die Here nie net met ons siele nie. Niemand kan my siel sien nie. Niemand kan my geestelike hart sien vanmôre nie. Maar hulle sien in my werke, in my daaglikse dinge wat ek doen, wat in my hart aan die gang is. Daarom sê Paulus, ek kastei my liggaam. Ek het hierdie week 'n baie interessante aanhaling van Usain Bolt gelees. Hy sê ek oefen 4 jaar lank om 'n 9 sekonde wedloop te volëindig. 4 jaar lank om 'n 9 sekonde wedloop te volëindig, om dit te hardloop. Ek het so daaraan gedink, het my familie gewys, toe sê ek vir haar, dis presies wat ons nie altyd verstaan nie. Ons kan nie geestelik groei nie. Ons kan nie as vaders, die man in ons huis wees, die man in die gemeente, die leiers waar van die Here in sy woord praat, as ons nie onsself inspan en ons liggame kastei en dit diensbaar maak nie. Hierdie boek, Disciplines of a Godly Man, is welkom om af te laai van die internet. Dis gratis, dis vry, en dan kan u dit deurlees, en dan is daar ook 'n boek met die naam van Disciplines of a Godly Woman. Selfe man het dit geskryf, of sy vrou sê eerder so, 'n besondere boek, wat vir ons baie leer oor die dissiplines, die uitvloeisels van dit, wat ons al reeds hanteer het, oor die man van God, die opsiener, wat geen drinker, geen vegter, geen vuilgewinsoeker moet wees nie. So ons gaan vanmôre dan verder aangaan, vriende, met hierdie reeks boodskappe. Jy sal onthou by die laaste het ons gepraat oor die dissipline in die huweliksverhouding. Ek het nou gedog, die dames gaan eers sê, ons weet waaroor dit gegaan het. Laaste keer gepraat oor die dissipline in die huweliksverhouding, vir u gesê, dis 'n opofferende liefde, dis 'n geheiligde liefde, 'n toewyding, getrouheid, kommunikasie, haar hoogte ag en tyd en romanse. En het ek vir u gesê, dat ons as mans deur God geroep word om hierdie waarheid uit te leef teenoor die vrou wat hy ons gegee het. Ons is verantwoordelik vir haar heiligmaking. Ons is verantwoordelik om haar te begelei in die heiligmakingsproses. En wil ek vanmôre net vir die dames so ietsie sê, as jou man met hierdie liefde vir die Here en die ywer in sy hart, die man van God probeer wees wat die Here van hom vra, help hom daarin. Moenie hom trap vir die geringste fout wat hy maak nie. Moenie optree as die een wat hom kritiseer oor dit wat hy miskien doen wat jy nie van hou nie. Dis hierdie wonderlike meewerking wat God ons gee. God gee die manne opdrag, die Here gee die vroue opdrag, hy gee die kinders 'n opdrag, en ons werk saam om God te verheerlik, terwyl die man die leiding neem in hierdie verhouding. Daarom belangrik om man van God te wees, maar wees jy vrou wat onder jou man inkom en hom ondersteun hierin. En nou kom ons by die skriflesing. Dit was net so 'n lusmakertjie, net so ietsie om vir u te sê waar ons nou trek en wat ons vanmôre dan ook gaan hanteer. Ons gaan vanmôre kyk na die gedagte van die dissipline in my vaderskap, en ons lees net weer wat Paulus vir Timoteus in 1 Timoteus 4 sê. Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang deur die gefeinsdheid van leenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete. Wat verbied om te trou en gebied dat die mense hulle moet onthou van voedsel
wat God geskaap het om met danksegging gebruik te word deur die gelowiges en die wat die waarheid ken. Want alles wat deur God geskaap is goed, en niks is verwerplik as dit met danksegging ontvang word nie. Maar dit word geheilig deur die woord van God en die gebed. As jy hierdie dinge aan die broeders voorhou, sal jy 'n goeie dienaar van Jesus Christus wees, terwyl jy jouself voed met die woorde van die geloof en van die goeie leer waarvan jy navolger geword het. Maar verwerp onheilige en oudwydse fabels en oefen jou in die godsaligheid, die woorde wat ons sopas met u dan hanteer het. Hy sê, want die liggaamlike oefening is tot weinig nut, maar die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenwoordige en die toekomende lewe het. Dit is 'n betroubaar woord en werd om ten volle aangeneem te word, want hiervoor arbei ons ook, en word ons gesmaak, omdat ons gehoop het op die lewende God wat 'n behouder is van alle mense in sonderheid van die gelowiges. Net hierdie paar verse, vriende, ons bid dat die Here dit ook sal seën en heilig aan ons harte. Die teks van oordenking aan vanmôre, soos by die vorige keer, maar verwerp onheilige en oudwydse fabels en oefen jou in die godsaligheid. En dan die tema van vanmôre is oefen jou in die godsaligheid. Jy sal sien is deel 2 en dan dissiplines in vaderskap. Ons gaan vanmôre 'n bietjie daarna kyk. Nou vriende, as ons kyk na die gedagte van dissiplines in vaderskap, dan weet ons dat om kinders groot te maak, werk nie soos ouma se suksesvolle beskuitresep nie. Jy het seker agtergekom. Almal praat van ouma se beskuitresep en dan gooi jy dit in en jy gooi dit in en dat in, jy meng dit deur, jy sit dit in die oond, jy bak dit, jy haal dit uit en elke keer is dit 'n reuse sukses, want hierdie is 'n beproefde resep. Maar wanneer dit kom, vriende, by kinderopvoeding, dan weet ons, dit werk nie so nie. By kinderopvoeding is daar baie uitdagings. En ek sê, die vreugde van elke pa en ma is om 'n kind te kry. En dan so ietsie te beleef wat hulle pa en ma ervaar het, toe hulle jou groot gemaak het. Die wonderlikheid om te sien dat die Here vir ons kinders gee, maar hy gee nie vir ons 'n handleiding hoe om daardie kind groot te maak nie. U sien, elkeen verskil in sy persoonlikheid, in sy temperament, in sy optrede, alhoewel hulle in dieselfde huis groot word. En ek moet vir u sê, ons maak nou die 3de seun groot, en ek kyk hulle baie keer so, en ek sien as ooreenkomste, en ek sien geweldige verskille, en ek besef dat God elkeen uniek gemaak het. Maar ons het God se woord, wat elke kind met sy eie unieke persoonlikheid, en sy eie unieke temperament kan begelei, om kind te wees, soos God het van hom of van haar vra. En ons as paas moet ons kinders daarin begelei. En daarom is daar sekere dissiplines nodig, om dan ook pa te wees na die hart van God. Want u sien, die gesin is dan die gemeente. Hierdie gemeente vanmôre bestaan uit gesinne. Die samelewing bestaan uit gesinne. En daarom moet die gesin gesond wees, sodat die gemeente gesond kan wees, sodat die gemeenskap gesond kan wees. En as die huis nie gesond is nie, kan die gemeente en kan die gemeenskap nie gesond wees nie. Ons kyk altyd in die breë en dan sê ons, kyk hoe val Suid-Afrika uitmekaar. Maar ons vergeet om te kyk na die individuele huisgesin en te sê, maar wat gaan aan by my buurman, en wat gaan aan by my huis, en wat gaan aan by my broer en my suster se huis, en hoe kan ek hulle begelei om beter man en beter gesin van God te wees? Die probleem in die huisgesin, as die man God nie ken nie, as die man God nie lief het nie, en as hy nie 'n man na die hart van God is nie, dan kring die probleme uit, die huisgesin, die gemeente, en dan ook die gemeenskap. Nou vriende, ons gaan vanmôre by ons tweede boodskap, wat handel oor die dissiplines in vaderskap, so 'n bietjie kyk na die positief en die negatief, die moeds en die moenies van my dissiplines in vaderskap. En ons gaan 'n bietjie 'n paar gedagtes met u hanteer, en ons gaan eintlik vanmôre net so 'n bietjie mekaar gesels oor wat die woord van die Here vir ons wil kom leer oor hierdie bepaalde saak. Ons gaan prakties praat, want ons elkeen poog in ons verhouding met ons kinders, om die pa te wees wat God van ons vra om te wees. En die moenies in vaderskap, vriende, is baie duidelik. Die Here sê vir ons in Efesiërs 6 vers 4, en vaders, moenie julle kinders vertoore nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning van die Here. Kolossense 3:21 sê, vaders, moenie julle kinders terg nie, sodat hulle nie moedeloos word. Nou hierdie terg is nie, wanneer my klein kind daar dammie suig en ek trek hom uit.
En sy skree vir haar dammie nie, dan terg ek kan nie, ek speel met haar. Jy sal vanmôre sien, dit is regtig so. Of wanneer ek haar kroks vat, en ek sit dit in my sak, en ek sê, dis nou oupa se kroks, dan moet jy daai klein gesiggie sien van 2 jaar oud. Sy kyk jy so, wie kan nou help hierso, dan sien sy, daar is niemand wat help nie, en dan hoor jy haar stem. En ek wil vir u sê, sy kan nogal 'n kiel opsit, maar die hele gedagte is net, dis nie regtig terg nie. Om te speel met hulle is 'n ander saak. Ons gaan vanmôre kyk, wat bedoel die Bybel, moet hulle nie vertoren nie, moet hulle nie terg nie. Die woordjie vertoren is to provoke your children to wrath. Met ander woorde, om hulle kwaad te maak, om hulle hierdie woede te gee, om hulle gees te breek, om hulle by 'n punt van moedeloosheid te bring. Kolossense 3:21 in die Engels sê, Fathers, do not be hard on your children, so that their spirit may not be broken. Toe ek in een van die gemeentes was, wat ek bedien het, gepraat het met van die ouer manne daar, het hulle vir my gereeld vertel, en 'n paar van hulle vir my vertel, hoe hulle paas hulle letterlik met elektriese koorde geslaan het, en met die vuis geslaan het, en hulle moed probeer breek het. En dis wat die Here ons teen waarsku. As ons paas is ons nie sadisties nie. Ons is nie wreed nie. Ons is nie hard teenoor ons kinders nie. Daar is iets van Christus in ons, wat ons kinders kan sien. Vriende, ons gaan vanmôre 'n bietjie kyk na die gedagte, hoe kan ons kinders moedeloos maak, sonder hoop laat, en hulle gees breek, en ek gaan nie aanmoedig daartoe nie. Ek gaan vir 'n paar gedagtes gee, wat u moet vermy, en dan gaan ons kyk na die moeds. Die moenies volg nou, en dan die moeds wat gaan volg, om te sê, wat ons moet doen, ook in ons dissipline in vaderskap, om die Here dan ook te verheerlik. Nou vriende, een van die eerste dinge wat ek raak gesien het, die moenies van vaderskap. En ek het vir u gesê, ek gaan vanmôre 'n bietjie met u prakties gesels, en u is welkom om die boek te lees van Dr. R. Kent Hughes, en u is welkom om deur die Bybel 'n studie te doen, want al hierdie goeders word met verse en met gedeeltes bewys, maar die gedagte is maar net om u 'n breë riglyn te gee, om te volg, om te sien, wat moet ek vermy, wat kan ek doen, en hoe kan ek God verheerlik? En luister, niemand van ons sal 100% suksessyfer behaal nie. Ons is sondaars, wat sondaars moet grootmaak, wat hulle moet begelei om te lewe om die Here te verheerlik. Daarom moet ons nie onrealisties wees nie, maar die Here vra vir wysheid, sodat ons 'n goed, amper sê neergelegde weg kan volg, wat die Here kan verheerlik. Nou die eerste ding, vriende, wat ek raak gesien het, hoe kan ons kinders vertoren? Hoe kan ons hulle gees breek? Hoe kan ons hulle sonder hoop laat? En een van die dinge is afbreekende kritiek. Afbreekende kritiek. Ek wil begin deur vir u te sê, ouers hemel kinders deesdae so op, dat jy baie maal wonder, is dit nie dalk waar dat engele mense kan word nie? En dan ontmoet jy daai kind wat mense opgehemel het, of die kleinkind, of die agterkleinkind. En dan kom jy agter, okay, engele word nie mense nie. Dis die ander kant, dis die verkeerde kant. Dat ons kinders so ophemel en vir hulle sê, jy kan wees wat jy droom om te wees. Nie, jy kan nie wees wat jy droom om te wees nie. Die dromers kom nêrens. Die ouens wat iets doen, is die ouens wat iewers te kom. Dis belangrik om te besef, vriende, dat ons nie ons kinders op 'n onnatuurlike manier moet probeer aan die een kant ophemel en vir hulle vertel hoe wonderlik hulle is en dat hulle nooit 'n fout maak of iets nie. Maar aan die ander kant, wees versigtig vir afbreekende kritiek. Nou, kritiek is eenvoudig beoordeling. Mag jy jou kinders se dade beoordeel? Jy mag nie net nie, jy moet. Jy's die ouer. God het jou vir hulle gegee. Hulle moet nog deur die proses gaan. Hulle is nie daar om jou te onderrig nie, jy's daar om hulle te onderrig. Hulle gee jou nie raad nie, jy gee hulle raad. En soms is kritiek nodig. Kritiek is goed as dit op die regte tyd en op die regte plek gedoen word. Vriende, ons kinders is nie volmaak nie, maar ons ook nie. Daarom moet ons hulle deur die kritiek begelei om God te verheerlik, om te sien wat God se standaard in sy woord is, want kritiek is beoordeling van God se standaard wat ek of my kinders nie nakom nie. Dan doen ek belydenis, ek begelei my kinders daarin om die Here dan te verheerlik. Kritiek is met die doel om te verbeter, om op te bou en op die einde van die dag om my kinders te begelei in 'n beter verstaan van hierdie lewe. As hulle nooit beoordeel gaan word, of daar word nooit opbouende kritiek gegee nie, gaan hulle nie verstaan
waaroor die lewe gaan nie. Die afbreekende kritiek, vriende, vind ons dikwels, wanneer kinders vir jou in moedeloosheid sê, ek kan nooit iets reg doen nie. Vir my pa is dit altyd verkeerd. As ek 60 op skool kry vir wiskunde, dan vra hy vir my of ek stupid is. Hy het 80 gekry. Maar dan sê hy nie, dit was 80 die eerste kwartaal in standaard 3 nie. Hy praat nie van die rapport in matriek waar hy gekry het 'n half hou so aan nie. Nee? En eintlik beteken dit toe, hou op. Wanneer hy tweede rugby span kry en hy kom by die huis met sy trein en hy sê, pa, ek het tweede span rugby gekry. Is hy useless? Ek het vir die eerste span gespeel. Maar eintlik het hy net die lemoene aangedra vir die eerste span en op die paviljoen gesit of op die reservebank. Die afbreekende kritiek, vriende, is om daardie kind se moed te breek. Waar hy iets probeer doen en jy het altyd 'n opinie te lewer daaroor. Afbreekende kritiek is wanneer jy jou kind se gees probeer breek, vir hom te sê hoe sleg hy is en dat hy niks goed kan doen nie, en jouself te probeer promoveer en om jouself afskilder voor hom asof jy 'n volmaakte een is. Dis 'n baie fyn balans, maar dis nodig om jou kind te komplimenteer en dan ook te beoordeel. En die woord van God is ons barometer. Die woord van die Here is die riglyn waarvolgens ons moet lewe. Ek het 'n paar goed hier neergeskryf, hier op my notas, en wanneer my kind die kar was, en ja, my kind was nog kar, glo dit of nie die kar was nie, as hy sakgeld wil hê, en hy wil 'n slaapplek hê, en hy wil kos hê om te eet, dan moet hy help in die huis. So wanneer hy die kar was, dan komplimenteer ek hom, en ek sê vir hom, dankie, die kar lyk mooi, of, luister, gaan kry vir pa gou die stofsuier, dat ons gou hierdie gedeelte net weer 'n keer stofsuier, of net so bietjie weer binnekant net mooi afvee. Wanneer hy 'n goeie golfhou gespeel het, kan ek hom komplimenteer. Ek hoef hom nie af te breek sodat ek moet wen op die einde van die spel nie. Wanneer my dogter 'n koek gebak het, kan ek haar komplimenteer oor die koek, al proe dit nie so lekker soos ouma se nie. Ek kan vir haar dankie sê as sy koffie en tee maak. Ouers kan dankie sê vir hulle kinders, glo dit of nie? Dankie my kind vir die koffie wat jy vir my gemaak het, en die kinders dieselfde teenoor die ouers. Wanneer hy rapport kry, dit lyk goed, en ek wil nie vir u sê wat ons gedoen het, en dit stel as 'n in sement gegiete ding wat ons gedoen het nie, maar toe my seuns op skool was, dis nou nog voor ons besef het hoe boos die skole is, ons as kinders nou tuis onderrig gee, dat ons hulle kan opvoed in die vrese en vermaninge van die Here, voor ons regering met klomp perverse pornografie in ons skole, en valse godsdienste ons kinders probeer, ek wil amper sê verwrig, het ons kinders nog skool gewees, het ek met hulle 'n ding gedoen, want ek was nie lief vir leer nie, ek weet nie wat 'n paas is lief vir leer nie, kan ek hande sien? Daar's een wat lief is vir leer, ek moet bietjie daar gaan, net bietjie kers opsteek, net bietjie hoor, maar oor die algemeen wil kinders, seuns karretjie speel, krieket speel, rugby speel, hulle wil alles doen, en wanneer hulle voor die boeke sit, dan staar hulle, daar ver, of hulle staar na die boek, en ek onthou toe ek op kweeskool was, dan kom my vrou in die kamer, as ek besig om my boeke te merk, as sy sê my, wanneer gaan jy leer, hier skryf ek saam, en sê ek moenie worry nie, ek sal leer, en ek het geleer, maar so op my tyd, op my manier, maar toe ons op skool was, my kinders op skool was, toe ons die rapporte gevat, en dan sê ons vir hulle, okay, vir elke vak wat jy, tussen 90 en 100 kry, gee pa jou R100. Tussen 70 en 80, of 80 en 90 gee ons jou R75, en so gaan dit aan, maar 50 en onder begin jy my betaal. So as jy onder 50 kry, begin jy vir pa betaal. En glo my, hulle rapport het altyd goed gelyk, nou nie bo-gemiddeld nie, maar dit was 'n motivering gewees, en dan die motivering ook om terug te gee, as hulle dan onder hierdie bepaalde presentasie gekry het. Het is belangrik, vriende, om ons kinders met hierdie kritiek op te bou, maar ook vir hulle riglyne te gee, wat is die regte, en dan ook, wat is die verkeerde. Ek het nou op 'n stadium met my seun Regard, die middelseun, wat daar in die Kaap bly, by wie ons gekuier het hy graag gesing, en hulle het hom genooi na die radiostasie toe. En die dag toe sing hy oor die radiostasie, maar dit was glad nie 'n suksesvolle geleentheid gewees nie. Nou ken ek die ma en die ouma en die almal is, Regard is, en hy pa bly doodstil. En hy vra my op 'n stadium, pa, nou, wat dink pa? En na die tyd ook vir hom eerlik
'n opinie gegee het, terwyl ek hom gekomplimenteer, maar ook 'n eerlike opinie gegee het, en kritiek gelewer het op die lied wat hy gesing het, het hy my bedank daarna. Hoekom? Want jy sien, as ons kritiek gee, en as ons kinders beoordeel volgens dit wat die skrif vir ons leer, dan wen ons kind, in plaas van om hulle weg te stoot. Hulle weet hulle is nie volmaak nie. So hoop vir jou kind sy is volmaak. Hoop vir jou sê, alles hy doen is perfek. Geen mens kan iets perfek doen nie. Maar as mense wat groot word in hierdie bose en verdraaide geslag, kan ons hulle help, deurdat ons vir hulle die regte Bybelse kritiek gee, sodat ons hulle kan begelei op die regte pad. Die tweede gedagte is onrealistiese reëls en dissiplines wat ons vir hulle stel. Nou, jy sal met my saamstem dat dissipline is goed en dissipline is Bybels. Ons moet reëls neerlê vir goeie orde en vir die vooruitgang van die gesin. Almal kan nie net sê en doen soos hulle goeddink nie. Ek vra vanmôre vir jou, as pa, is daar dissipline in jou huishouding? Ek het hier op my notas geskryf, vriende, onthou, die huis is nie 'n weermagbasis nie. Dis nie 'n hoë sekuriteitsgevangenis nie, al voel kinders, veral in hulle 10de jare so, wanneer 'n paar reëls daar stel, ek voel soos 'n gevangene in hierdie huis. Nou as jy wil ontsnap, ek maak die deur vir jou oop. Dit kan jy ook vir hulle sê as jy graag wil. Ons kinders is nie mense wat 4 uur in die môre moet opstaan en 11 uur in die aand moet gaan slaap en in hierdie tyd moet hulle werk en skool en huiswerk en al die goed doen nie. Dissipline, reëls, regulasies, opdragte, vriende, het altyd ten doel om die gesin te rig na die Here en misverstande en chaos te beperk. Die dissipline strek van opstaandheid. Dit strek na netheid in hulle kamers, badkamers, huis, die uitvoering van take, instandhouding, skoolwerk, sport, TV kyk, Xbox speel, PlayStation, selfone, en u kan die lys invul en langer maak soos u wil. Dis nodig om dissiplines daar te stel. Maar om onrealisties te wees, vriende, is om reëls en take en werke en dinge daar te stel wat jy self nie kan bybring nie. Dis die probleem met ons tyd. Mense en ouers sê dikwels, en paas veral sê vir die kinders, maak soos ek vir jou sê. Moenie doen wat ek doen nie, maak soos ek vir jou sê. En dis nie reg nie. Ons het nodig om deur voorbeeld te lei. Daarom moet ons gedissiplineerd wees in ons opstandheid, in ons netheid, in ons uitvoering van ons take, in die instandhouding van die geboue waarin ons bly, in die manier hoe ek my selfoon werk, voor die televisie sit, daar moet dissipline wees. En hierdie dissipline, vriende, bring 'n ordelike huishouding na vore, sodat mense inkom en hulle sê, maar hoorie, hierdie gesin is 'n hegte gesin, omdat daar dissipline is. Soos kinders groot word, so skuif ons sekere van hierdie riglyne, so skuif ons sekere van hierdie dinge, ons wysig dit, ons kry insette van hulle kant, omdat hulle groter word, en so leer ons hulle om dan selfstandig te probeer dink, en dan te doen om later pa te wees, en ma te wees wat God kan verheerlik. Hierdie is praktiese dinge wat ek vir u noem, daarom onthou, onrealistiese reëls en dissiplines, is wanneer jy sekere reëls neerlê. Jy kan self nie daarby hou nie, en jy verwag dat jou kinders daarby moet uitkom. Nog 'n ding om ons kind se gees te breek, om jou kinders moedeloos te maak, en die Here sê ons moet dit nie doen nie, is om geïrriteerd te wees met jou kinders. Ongelukkig beleef ons vandag 'n baie moeilike samelewing. Daar's baie stremming by die werk, by die skole, by die huise. En dikwels na 'n lang dag kom pa moeg by die huis. Hy's miskien honger en gefrustreerd oor iets wat by die werk gebeur het. En die 3-jarige seentjie kom aangehardloop na pa toe en die hande uit, pappa. En die pa het nie tyd vir hom nie. Ek is moeg. Los my, ek wil net bietjie rus. Ek soek net bietjie stilte. Vrou, hoekom is die kos nog nie klaar nie? Hoekom is die kinders nog nie gebad nie? Hoekom is die huis vir mekaar? En hierdie geïrriteerdheid, vriende, bring verwydering, en daarom, en ek het gister vir iemand gesê, terwyl ons gepraat het met hulle, sit jy met ouer huise, propvol mans en vrouens,
wat niks meer hoor van hulle kinders nie. Hoor wat ek hier sê? Niks nie. Want hulle was geïrriteerd met hulle kinders, tot die dood toe hulle op huis was. En die kinders se kans kry te sê hulle, ons wil ontslaa raak van julle. Ons soek julle nie. Gaan hierdie bietjie na die ouete huise toe. Gaan praat met ons ou mense. Verbitterde mense. Maar toe hulle kinders groot gemaak het, hulle nie tyd gehad vir hulle kinders nie. Ek wil vir u sê, moenie jou kind se moed breek nie. Moenie jou vrou en jou kinders seermaak deur jou geïrriteerde gesindheid nie. Dis nodig om te sien, is 'n voorreg om by die huis aan te kom en jou vrou en jou kinders te sien. En te sien dat hulle vir jou wag en hulle is lief vir jou. En ja, ek weet soms is die vrou en die kinders geïrriteerd. Daarom het ek nodig om geestelik volwasse te wees, om die Here te vra vir wysheid in hierdie saak. Nog 'n ding wat ons kinders se moed kan breek is om inkonsekwent te wees. Wat beteken dit om inkonsekwent te wees, vriende? Dit is om vandag 'n standaard te stel en môre iets heel anders te sê. Vandag kan hulle maak wat hulle wil en môre straf ek hulle vir die ding wat hulle doen. As ek nie konsekwent is nie, dan is ek eintlik iemand wat letterlik soos 'n verkleermannetjie is. My kinders weet nooit waar hulle staan met my nie. Ek neem vandag standpunt in en môre laat ek hierdie dinge maar vaar. Maar vir u sê, dit is noodsaaklik dat ons betroubaar sal wees in dit wat ons doen. Ons kan nie, vriende, ons kan nie die opsig val nie. Dan sal ek 'n huishouding hê waar daar chaos sal wees. Daar sal oppositie teenoor mekaar wees. Daar sal hierdie gesindheid wees waar die een teenoor die ander opstaan en verdeeldheid sal in my huis na vore kom. Verdere gedagtes, voortrekkery. Het u al gesien in die huis? Die een kind word voorgetrek voor die ander. Ek gaan vir u maar 'n vers of 2 hier gee. Ons dink aan Genesis 25:28 en Isak het Esau lief gehad, want wildsvleis was na sy smaak, maar Rebekka het Jakob lief gehad. Genesis 37:7 en Israel het Josef meer lief gehad as al sy seuns, want hy was vir hom 'n seun van die ouderdom en hy het vir hom 'n lang rok met moue gemaak. Toe sy broers sien dat hulle vader hom meer as al sy broers lief het hulle hom gehaat en kon nie vriendelik met hom praat nie. So hierdie ding is 'n ding wat ons sien in die Bybelse tyd. Ons sien dit vandag in huishoudings. Dit is belangrik dat ons nie ons kinders se moed sal breek nie. Ek wil vir u sê, ek dink nie ek het al veel families in my lewe ontmoet waar hierdie goed nie teenwoordig is nie. Waar een kind teenoor die ander kind afgespeel word, waar een kind voorgetrek word voor die ander kind, waar een kind meer kry as wat die ander kind kry, waar jy hoor, maar hierdie kind het al vir soveel maande by pa en ma hierdie finansiële bydrae gekry, maar die ander kind het dit nie gekry nie. Hierdie moenies van vaderskap. Ons kan die lys langer maak, maar ek wil vir u 'n begrip probeer gee. As ons gedissiplineerd in God se woord is, as ons God se woord lees en bestudeer, sal hierdie goeie uitvloeisel wees van 'n geordende huishouding, waar ons God verheerlik, waar ek as man leiding neem, waar ek voorstap en sê, volg my, soos ek Jesus Christus navolg. Vriende, moenie u kind se moed breek, deurdat u in hierdie dissiplines val nie. Maar ons gaan oorgaan na die moeds. Ek dink dit is belangrik, dat ons bietjie by die positief uitkom, die moeds van vaderskap. Die Bybel sê, en vaders, moenie julle kinders vertoore nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning van die Here. Voed hulle op in die tug en vermaning van die Here. Nou, Calvin het gepraat, Johannes Calvin, dit is nou die groot kerkhervorm, het gepraat van to cherish and to feed, om hulle te koester en hulle op te voed in die vrees en vermaning van die Here. Baie belangrik om hierdie gedagte raak te sien, dat ons kinders, in plaas van hulle moedeloos te maak, hulle sal begelei om God lief te hê, deur positiewe dinge in hulle lewe in te bou. Die eerste ding wat ek gesien het, vriende, is die gedagte van teerheid. En nou dink die meeste mans, maar luister, ek is nie 'n softie nie. Softie beteken nie, dat jy nie hoef in hierdie opsig God te verheerlik nie. Spreuke 15 vers 1 sê, 'n sagte antwoord keer die grimmigheid af, maar 'n krenkende woord laat die toorn opkom. Ek het onlangs met iemand gepraat en hulle sê hulle het sag met die persoon gepraat en die persoon het geluister.
En dis presies wat die skrif vir ons sê. Om te skree op jou kind en te kere te gaan soos die besetene van Gadara, om 'n punt te probeer maak, beteken niks. Hulle kyk jou so en môre doen hulle presies dieselfde, want hulle weet, dit gaan jou oorkom en op die einde van die dag vlieg jy daar uit, slaan die deur toe, klim by jou kar, bande wat jy opgesit het is daarmee heen, die trek swart streep op die pad en daar ry jy, want jy sien die kans om verder in die gesprek deel te neem nie. Pa moet teerheid hê, daar moet 'n sagtheid by hom wees. Die manier hoe hy met sy vrou praat, met sy kinders praat, moet in hulle 'n gesindheid opwek van liefde. Hy het nie nodig om te vloek en te skel om 'n punt te maak nie. Ek onthou my pa was maar 'n sagte een gewees. My ma was die kwaai een. Glo, ma was baie kwaai. Maar pa was die sagter een gewees. En tot die dag van sy dood was hy baie keer te sag gewees. Maar ek dank die Here, ek sê nou dag vir my vrou, ek dank die Here vir die balans wat ek in ons huis kon leer. Aan die een kant, my ma wat baie kwaai was, my pa wat baie sag was, en ook die Here kan vra om balans te hê, wanneer ek tug moet toepas, wanneer daar vermaaninge moet wees, wanneer ek moet kritiek lewer, wanneer ek hierdie sake moet hanteer, dat ek dit sal doen op 'n wyse wat God welbehaaglik sal wees. Vriende, is baie belangrik om te sien, dat 'n kind by sy pa leer. Ek het dit gesien met my seuns. Terwyl hulle groot geword het, dan sit ek so, dan sit hulle so. Dan maak ek my hand so, dan maak hulle hand so. En ek het op 'n stadium gesien, toe Kalfyn so klein seentjie was daar 'n man met die naam van Pieter Skeffers, wat daar na ons huis gekom het en gebedel het. En dan het Kalfyn 'n stoel gevat en daar buitekant gaan sit. En dat hy met Pieter gepraat. En as ek hom so baie keer kyk, dan dink myself, is dit miskien hoe ek met hom praat? Moet hom raas. Is daar 'n teerheid by my, wat hy kan sien, ook van die Here Jesus Christus afkom. Ons mans is van natuurlik so bietjie meer harder. Van nature is ons bietjie meer sterker in ons persoonlikheid. Maar ons het nodig om hierdie teerheid te hê, sodat ons die Here daarin kan verheerlik. 'n Volgende ding, vriende, wat ons moet doen, is Bybelse en nodige dissipline. Spreuke 22 vers 6 sê, oefen die seun volgens die eis van sy weg, dan sal hy, ook as hy oud word, daar nie van afwyk nie. Kinders, vriende, soek riglyne. Kinders soek reëls en kinders soek regulasies. Ek sien nou toe ek daar by Regard hulle was vir hierdie paar dae. Ons eerste kleindogter nou, Jana Lee, sy is nou 2 jaar oud. Op 'n stadium sê Eva vir my, ma, hoekom luister sy dadelik vir jou en nie vir ons nie? Onmiddellik as ek met haar praat, sê ek van luister, hierdie ding doen ons nie nou nie. Ons gaan dit nie doen nie. En jy gaan nie nou 'n tantrum gooi nie. Dan kyk sy vir oupa so, dan is dit verby, nou is sy op my skoot, sy sit by my, en die môre as sy wakker word en 'n hartjie staan so, dan hardloop sy verby, dan gryp sy vir oupa. Hoekom? Hulle soek dissipline, hulle soek riglyne, hulle wil weet wat hulle mag doen en nie mag doen nie. Stel vir hulle die lyne daar. Dis nodig om dissipline daar te gee. Daar moet straf wees as hulle nie doen wat jy sê nie. As die kamer nie skoon is nie, moet daar sekere tigtiging wees. Daar moet sekere straf wees. As die dissipline wat u toepas ooreenkom met God se woord, moet jou kind volgens dit lewe en dit sal vir hom 'n vryheid gee wat in die huis vrede sal bring. Vriende, in hierdie vryheid wat u vir hulle gee deur dissipline daar te stel, sal jy nie net vrede in jou huis beleef nie, maar sal jou kinders ook sinvol kan lewe om God te verheerlik. Hulle moet weet wat is strafbaar en wat is toelaatbaar. As hierdie reëls nie vas is nie, gaan ons kinders in verwarring lewe. En nou kan jy miskien vir my sê, maar luister, ek is vanmôre oud en jy praat oor kinderopvoeding en wat moet ek daarmee doen? Jy kleinkinders. Ek het gesien hierdie 10, 12 dae wat ons by ons kleinkinders was, wat se invloed 'n oupa en 'n ouma het op daai kleinkind. Daar is sekere reëls, daar is sekere riglyne, ons stel dit vas en ons gaan nie verby hierdie riglyne kom nie. En daar is straf as jy nie doen wat vir jou gesê word nie. Spreuke 29:15. Die roede en die bestraffing gee wysheid, maar 'n seun wat aan homself oorgelaat word, steek sy moeder in die skande. Wat vir 'n ding is dit vandag dat paas verkry? Besluit jy maar self. Dan's Boetie 12. Wat dink jy wat gaan Boetie besluit? As Boetie 'n besluit kan maak, gaan jy miskien sonder 'n kar sit en sonder huis sit. En jy gaan miskien niks meer oor nie. Boetie besluit nie wat hy wil doen of nie wil doen, wat hy wil eet en nie wil eet nie.
Boetie val in volgens die reëls, want pa en ma het die dissipline daar gestel, en daardie dissipline moet uitgeleef word. Baie, baie duidelik die nodige dissipline, en die tugtiging, vriende, en die straf, wat gegee moet word, as daar gehoor gegee word, aan hierdie dissipline nie. En een wat daar nou daarmee saamgaan, wat ek tog net wil noem apart, is duidelike instruksies en opdragte. In my jare nie, die grootmaak van my seuns het ek agtergekom, ek het 'n groot fout gemaak. Ek het my kinders opdragte gegee, en baie kere het hulle nie verstaan wat ek vir hulle sê nie, en hulle het nie gehoor wat ek vir hulle sê nie. En dan voeter ek hulle. In 1 jaar toe ek by 'n konferensie was, en hierdie prediker, hierdie goed uit die Bybel baie duidelik vir ons wys, moes ek in trane voor die Here bely het, my oudste seun in besonder gebel het, en vir hom gesê, pa, is jammer. Maak seker as jy vir jou kind 'n opdrag gee, dat hy vir jou kyk. Het jy gehoor wat pa vir jou gesê het? Nou doen wat pa vir jou gesê het. Hy weet, jy weet, daar word gekommunikeer, hierdie opdragte moet uitgevoer word, en daarom is dit so belangrik, vriende, dat hulle sal weet wat die instruksie is, dat hulle nie sal wonder nie. Gaan was die kar, maak die bande skoon, en roep my as jy klaar is. Daar is die opdrag. As hy dit nie doen nie, het hy die opdrag verontagsaam. Hy het gehoor wat jy gesê het, daar was oogkontak gewees, en hy het geweier om te doen wat jy vir hom vra. Dan kan daar ook dissipline toegepas word, en straf toegepas word, en sekere dinge dan in plek gestel word. Hoor gou wat gebeur met Eli daar in 1 Samuel 3 vers 11. Toe die Here aan Samuel gesê, kyk, ek gaan 'n ding doen in Israel, waarvan elkeen wat dit hoor, sy 2 ore sal tyd. Die dag sal ek aan Eli se huis vervul, alles wat ek oor hom gespreek het van begin tot eind. En ek sal hom te kenne gee, dat ek sy huis gaan oordeel tot in ewigheid, oor die ongeregtigheid wat hy geweet het. Want toe sy seuns skande oor hulle self het hy hulle nie streng straf nie. Ek wil hê u moet baie duidelik in hierdie geval van Eli sien. Die opdragte en instruksies moet duidelik wees. Kinders moet weet wat is reg, en kinders moet weet wat is verkeerd. Ons kan nie soos 'n Eli wees, wat dinge sien en dinge maar net laat begaan, of dinge in die algemeen sê, en niks toepas in my lewe nie. Vriende, as die woord vir ons sê, ons moet iets kommunikeer aan ons kinders, moet ons dit duidelik doen. Moet ons dit met 'n ferm hand doen. Moet ons dit met Bybelse gesag doen, sodat ons kinders kan weet. Die Here gee vir ons 'n opdrag, dat 2 mans nie kan saam wees nie. Het jy al vir jou kinders dit gesê? Ek hoor deesdae Boetie en sy maatjie kan kom kuier. Dan kom kuier die 2 seuns wat homoseksueel is by die ouers, hulle braai saam, hulle kuier saam, hulle lag en gesels, en as hy wegry dan sê hulle, dis nie 'n slegte vriend vir my seun nie. Ek wil vir u sê, waar is die Bybelse duidelike opdragte? Deesdae bly meisies en seuns saam. Ons trou nog nie, want ons probeer eers die storie. Kyk of dit werk. Ek het onlangs met 'n man gepraat, en sê ek vir hom, luister, as jy jou kind nie streng bestraf oor hierdie saak nie, sal God jou self oordeel. Dis nodig om vir hulle sekere duidelike opdragte te gee, oor wat die Here sê, oor sekere taal wat ek gebruik, oor die toorn en woede in my lewe, oor leuns, oor hoerery, oor begeertes, ensovoorts. Kommunikeer opdragte duidelik aan jou kinders, opdragte uit God se woord, opdragte in die huishouding, om die huishouding binne hierdie perke wat God vir ons stel, dan ook 'n plek te maak wat so 'n bietjie vrede op aarde het, so 'n tikkie van hemel op aarde. My seun en my dogter moet weet, dat die opdragte wat hulle gee is God se opdragte. Ek is self getrou aan dit wat God in sy woord sê, en hulle moet dit self doen. Ek lees vir u nog 'n vers of 2. Spreuke 22 vers 6 en vers 15. Daar staan oefen, ons is alweer by die oefening. Oefen die seun volgens die eis van sy weg, dan sal hy ook as hy oud word daar nie van afwyk nie. As die sotheid vassit in die seun, die hart van die seun, die tugroede, sal dit daaruit verwyder. Dieselfde woord oefen, wat Paulus gebruik wanneer hy vir Timoteus skryf, is die woord wat gebruik word hier in die Ou Testament in die boek Spreuke. Is to train up, to dedicate. En daarom wil ek vanmôre vir ons as paas oproep om dissipline te hê in die opvoeding van jou kinders, in die opvoeding van jou kleinkinders, die hulp wat jy kan aanbied. Jy is nie meer dieselfde rol by jou kleinkinders nie, maar jy kan duidelike insette lewer. En dikwels vra jou kinders jou,
Begelei hulle volgens God se woord en verheerlik so die naam van die Here. Daar is heelwat gesinne hier vanmôre by ons wat nog jong kindertjies het. Groenkoring op die land. Begin vandag. Dis belangrik om vandag die dissipline van vaderskap toe te pas, sodat jy die Here kan verheerlik. Eerste plek jou vrou, dan jou kinders. Dis God se struktuur vir die huis om hom dan te verheerlik. Ek wil u bemoedig en afsluit met hierdie woorde. 1 Tessalonisense 5:24 sê, hy wat julle roep is getrou. Hy sal dit ook doen. Ek het gedink met die derde seun dit sal makliker gaan. Toe kom ek agter elke kind het sy eie uitdagings. Maar kom ons vra die Here, Here, help ons dat ons vir hulle lief sal wees en hulle vir ons, sodat ons saam opgebou kan word. Maar Here, dankie dat u wat ons roep om hulle groot te maak, u is getrou. U sal ons daartoe in staat stel. 2 Petrus 1:3, immer sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe in God vrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deeg. Ons het goddelike krag en goddelike wysheid nodig om ons kinders te begelei. 2 Korintiërs 12:9, die apostel Paulus sê, my genade is vir jou genoeg. Hy praat oor die Here wat met hom gepraat het, nadat hy die doring in die vlees ontvang het, en dit het hom amper half by 'n punt van moedeloosheid gebring, en hy sê, Here, wil u nie dit verwyder nie? Wil u nie hierdie doring uit my vlees verwyder nie? Die Here sê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Vir elke pa vanmôre, ek en jy gaan voor God eendag rekenskap gee van ons kinders. Moenie jou kinders sien as 'n las nie, maar sien hulle as 'n geskenk uit die hand van God. Hulle is vir 'n kort tydjie op huis, glo my. As jy oë uitvee, is hulle uit die skool. Dan is hulle die wye wêreld in. Dan sit een in Amerika, een sit in die Kaap, en een sit met 'n gebreekte been by jou huis. Maar die punt is net, kom ons sien dit as 'n wonderlike uitdaging wat die Here ons gee. Ons pas Bybelse dissiplines toe. Ons vra die Here dat ons sal lei deur voorbeeld, en dat ons kinders weer manne sal maak, ons dogters vroue sal maak, wat God in 'n samelewing kan verheerlik, want die gesin is die gemeente, is die samelewing, en kom ons wees 'n getuie vir die Here, waar hy ons ook plaas. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons vanmôre net so kon raak aan hierdie moeds en moenies van die dissiplines in vaderskap. Dit is belangrik om te sien, Here, dat ons 'n groot verantwoordelikheid het. Wanneer ons kinders groot maak, ons seuns en ons dogters. Ons het wysheid nodig, Here, ons het insig nodig. Ons vra asseblief, help ons daarin, dat ons U kan verheerlik. Ag Here, ons bid vir ons jong kinders in die gemeente, ons tieners. Ons vra dat U hulle met wysheid sal bekragtig, dat hulle sal sien dat binne die raamwerk van God se reëls en dissiplines en regulasies is daar vryheid, daar is geluk, daar is vrede. En mag jy hulle harte trek na U self, en mag ons as ouer mense hulle begelei, en U ook so verheerlik. Dankie dat U die gesin so wonderlik saamgestel het. Dankie Here dat U die orde daar gestel het. Dankie dat dit altyd sinvol is, en dat ons U daarin kan verheerlik. Ons loof U, en ons prys U naam. Amen.